Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die gemeente genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Vir ons geloofsbelijdenis lees ek vanmôre die Spaanse geloofsbelijdenis. Jy weet ons die hoofdele waarin hy ingedeel is. Die eerste deel dat ons in die Vader, die Skepper glo, Jesus Christus, sy Seun, die Heilige Gees, die Kerk, God se heerskappy en die dag van die wederkoms en dan wat ons doen omdat ons glo. Dis so die hoofpunte. Nou onder God die Vader, die Skepper, glo ons, hy is die Skepper van die hemel en die aarde, die Skepper van alle nasies en kerke, die Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, het vlees geword as 'n mens vir die mensdom. Ons God wat vlees geword het in tyd vir alle tye, het vlees geword in een kultuur vir alle kulture, het vlees geword in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. En dan die deeltjie, ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken is van God se heerskappy. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tonge dieselfde lof besing. Dan glo ons in die heerskappy van God en die wederkoms, en so tipies soos die Spaanse gebruike, hulle praat van die dag van die groot fiesta, as die wederkoms. Dis die dag wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. Waartoe verbind ons, terwyl ons dan nou al hierdie dinge bely? Ons verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot op die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ons gaan vanmôre lees uit Johannes 20, Johannes 20, vanaf vers 1. Ek het net nou met die afkondigings gesê, ons begin volgende kwartaal, volgende Sondag met betrokkenheid. En nou hierdie Sondag lê nou so tussen Paasondag, die opstanding, en dan nou volgende Sondag waar ons by betrokkenheid gaan begin. So ek wil nou vandag nou nog een keer oor die opstanding, maar hierdie is dan eintlik ook 'n gedeelte wat van die opstanding af oorgaan, aansluit by die belangrikheid van betrokkenheid. Kom ons lees dan Johannes 20 vanaf vers 1. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was. Nou hierdie disipel, weet ons, is Johannes. Dis die Johannes Evangelie, en in sy Evangelie noem hy homself so, die apostel vir wie Jesus baie lief was. Dit moet nou maar wonderlik wees as jou verhouding met die Here so is, dat as jy nou aan jou verhouding met die Here dink, dat jy kan sê, maar die Here het my baie lief. Dat jy dit beleef in jou lewe. Maar as Johannes so praat, dan praat hy van homself. So sy vir Petrus en Johannes van vertel. Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Nou hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. Hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Ons lees tot sover. Ek het
een keer gehoor, en dit gebeur blijkbaar erg, waar 'n gemeente altyd op Paasondag, die spesifieke Sondag wat Jesus se opstanding gevier word, hulle dien 6:00 die oggend hou. Hulle idee is dat, want as jy mens nou die Bybel sien, dan sien die mens dat dit was vroegmôre, dit was nog donker toe Maria by die graf kom. En daai gemeente ook, hulle hou dit so half saam met die sonsopkoms om die opstanding te vier. Maar toe nou die een betrokke jaar, toe is die orgelis laat, sy het verslaap. En sy is toe nie 6:00 by die kerk nie. En toe hulle nou moet begin, toe sing hulle nou die lofsang sonder haar, want sy is nie betyds nie. En toe besluit die dominee, hy wil nie dit nou weer gebeur nie, en van toe af, elke jaar op Paasondag, vir die 6:00 diens, dan bel hy haar 4:30 die oggend. Dan sê hy vir die liewe Jesus het opgestaan. Jy moet ook nou opstaan. Nou, ons gaan nou vanmôre rondom hierdie gedeelte. Eers net so 'n bietjie Jesus se begrafnis, dan Maria se ervaring by die graf, en dan Petrus en Johannes, en dan die hele ding van die kopdoek, waarvan ons hier gelees het. Jou eerste dan net met Jesus se begrafnis. Daai tyd was die Joodse gebruike so gewees, dat as iemand gesterf het, dan moes die familie die liggaam versorg. Hulle die liggaam behandel met geurolies en met balsem en met mirre en al die olies. En dan het hulle ook die oorledene se oë toegemaak en op die wang gesoen en ook toegedraai, en die begrafnis, soos hulle daai tyd mos maar in grotte en in ander tipe grafkelders het hulle die liggaam gaan neerlê. Nou toe Jesus gesterf het, was die mense wat sy liggaam versorg het, was Josef van Arimatea en Nikodemus. Nou lees ons dat hulle het gegaan en hulle het Jesus se liggaam by Pilatus gaan vra. Nou, om die liggaam te kry, was nie altyd so maklike ding om te doen nie. Ons weet nie, want die Bybel sê, hulle het Jesus se liggaam gevra en die liggaam gekry en weggeneem. Nou, of hulle self Jesus van die kruis moes afhaal, en of die soldate dit al gedoen het en hulle toe net Jesus se liggaam in ontvangs geneem het, weet ons nie. Maar party van die verklaarders sê om 'n liggaam van 'n kruis af te haal was op sigself nogal 'n moeilike ding gewees om te doen. Jy moes 'n leer opsit om bo uit te kom, en dan sê een van die verklaarders, nou moet 'n mens onthou, hulle die spykers deur die hande en hulle sê mos op meeste van die kere is eintlik hier die polse gewees en deur die voete stewig in die kruis ingeslaan. Want hulle moes so stewig in die kruis wees, die spykers, dat dit die liggaam se gewig kon dra. Want as die liggaam dan nou hang, dat die spykers nie uittrek nie. En daarom sê een van die verklaarders, die se goed ek gelees het, dat hulle kon nie sommer die spykers uittrek nie. So hulle moes letterlik die polse en die voete aftrek oor die spykers wat daar deur was. Dit was 'n moeisame en 'n nie 'n lekker ding om te doen om 'n liggaam te gaan verwyder van 'n kruis af nie. Maar Josef van Arimatea en Nikodemus het Jesus se liggaam in ontvangs geneem. En nou lees ons in die vorige hoofstuk 19, vers 41, dat hulle hom in 'n nuwe graf gaan begrawe het. 'n Graf in 'n tuin daar naby, waarin daar nog niemand begrawe was nie. En trouwens, eintlik in Johannes 19 vers 38 tot 42, word daar vir ons iets beskryf wat ek altyd dink, dit is geweldig belangrik dat 'n mens dit moet lees. Daar staan in daai gedeeltes, dat nadat Jesus gesterf het, dat Josef van Arimatea, wat 'n lid van die Joodse raad was. Met ander woorde, hy was 'n gesiene ou in die Joodse samelewing. Hy was een van die leiers, een van die 70 leiers in die Joodse volk. So hy was 'n vername ou gewees, en dit was juist die Joodse raad en die Joodse leiers wat vir die kruisiging van Jesus gevra het. Maar nou staan daar in daai versies, dat hy was 'n volgeling van Jesus, maar in die geheim. Hy was bang vir die Jode. As hy nou sommer net sou sê, ek volg nou vir Jesus, dan sou hy alles verloor het wat hy het. Sy posisie in die Joodse raad sou hy kwyt gewees het. Sy pos waarskynlik ook as 'n geleerde sou hy kwyt gewees het. So tot op daai stadium het hy Jesus in die geheim gevolg, in sy hart. Maar hy het vir niemand daarvan gesê nie. En toe Jesus sterf, toe kon Josef van Arimatea dit nie meer hou om dit geheim te hou nie. Toe besluit hy, maar ek kan nie langer nie, ek moet nou kies. Of ek kies Jesus, en ek stel hom nommer 1 in my lewe, en hy is my alles.
of dis die ander kant toe. En Josef van Arimatea het met die daad om Jesus se liggaam te gaan vra om te begrawe, het hy na vore gekom en het hy dit openlik bekend gemaak dat hy 'n volgeling van Jesus is, met al die gevolge wat dit ook vir hom sou ingehou het. Dieselfde met Nikodemus, want dan word dit van Nikodemus ook in daai verse gepraat. Ons weet mos dat hy vroeër na Jesus toe gekom het in die nag. Hoekom in die nag? Want hy wou nie hê die ander moet sien. Hy stel in Jesus belang en hy is nie skieurig oor Jesus en hy wil weet oor Jesus nie. Daarom in die nag. Hy het saam met Josef van Arimatea gekom en hy het ook besluit, nou is dit keusetyd. En ek gaan nou openlik bekend maak dat ek vir Jesus volg. Ek dink die Joodse leiers was woedend kwaad geweest vir hierdie twee ouens. Jy weet mos in die verlede het ek ook al vir u gesê, daai tyd was die gebruik mos geweest dat as iemand gekruisig is, dan is sy liggaam nie in 'n graf begrawe nie. Want iemand wat gekruisig is, was verwerp geweest in die samelewing. Dit was baie keer rebelle leiers en bewegings wat opstande beplan het se leiers. Hulle wou van hulle ontslae raak. En daarom het hulle ook hulle bene gebreek en het hulle baie keer sommer in die Hinnomdal gegooi, daar buitekant Jerusalem, waar die diere aan die liggame kom vreet het en waar hulle saam met die stadsvullis verbrand het. Dis wat die Joodse raad met Jesus ook wou hê. Daar was geen planne vir 'n begrafnis nie. En hier kom hierdie twee ouens van hulle eie mense. Hulle besluit, dis keusetyd. En ons kies vir Jesus. En ons gaan dit nie meer geheim hou nie. Ons gaan dit sê dat ons Jesus volg. En dan gaan begrawe hom in Josef se nuwe graf, waarin niemand nog begrawe is nie. Hulle het seker hartseer daar weggestap. Ons het mos gelees daar in vers 9 dat hulle nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die doodheid moes opstaan nie. En daai 3 dae tot die Sondag toe het seker vir Jesus se volgelinge soos die 3 langste dae op aarde gevoel. Want Jesus is oorlede, hulle het nog nie verstaan nie. Hulle het nog nie regtig verwag dat hy daai Sondagmôre lewendig gaan wees en dat hulle hom gaan sien en dat hulle aan hom gaan kan vat nie. Hulle het gedink hulle drome en hulle ideale en al hierdie goede wat hulle gekoester het is daarmee heen. Dis weg. Dit moes 3 lang dae vir hulle gewees het, wat stadig verbygegaan het. Aan die ander kant het Satan en sy demone seker fees gevier, want hulle het gedink hulle het die oorwinning behaal. Hulle het vir Jesus doodgemaak en hulle het gedink hulle het gewen. En sekerlik ook die leiers wat gevra het en wat die volk opgesweep het vir Jesus se kruisiging, was baie bly gewees. En dan die Sondagmôre. Die Sondagmôre, die wonderlikste gebeurtenis in die wêreldgeskiedenis plaasvind. Toe Jesus opstaan uit die dood. En dan getuies daarvan is. En die Here Jesus lewe. Ons het ons nou daarvan gelees in Hoofstuk 20, vers 1 en 2. Maria kom by die graf. Vroeg die môre, dit was nog donker, toe sy by die graf kom. En sy sien toe die klip is weggerol. En sy gaan toe mos en sy gaan sê vir Petrus en vir Johannes, maar sy is hartseer, sy dink nie daaraan dat Jesus in die dood het opgestaan het nie. Haar woorde aan hulle was, hulle het hom gevat en hulle het hom op 'n ander plek gaan begrawe. Nou weet niemand van ons waar hy nou begrawe is nie. Dis al wat sy aan kon dink. Hoe gaan ons nou sy liggaam opspoor? Want sy het 'n lijk gaan soek. Sy het 'n dooie persoon gaan soek. Sy het nie 'n lewende opgestaane persoon gaan soek nie. Nou sê Johannes, hy en Petrus het begin hardloop. Nou wonder ek hoekom Johannes dit noem, of dit nou maar dalk 'n bietjie brek is dat hy sê hy het 'n bietjie vinniger as Petrus gehardloop. Hy het rukkie voor Petrus by die graf aangekom. En toe hy nou by die graf aankom, toe kyk hy in en hy sien toe nou dat die doeke lê daar, maar hy gaan nie in nie. En Petrus kom 'n rukkie later daaraan en hy gaan toe sommer in. En Petrus sien die doeke daar lê, maar Petrus sien toe ook dat die kopdoek een kant opgerol lê, dat die kopdoek nie by die ander doeke lê nie. Die ander doeke lê daar aan een kant, die kopdoek netjies opgerol op 'n plek neergesit. En as jy mens na Johannes 20 lees, dan staan daar duidelik in vers 7 dat die kopdoek een kant opgerol gelê het. Met ander woorde, dit sê vir ons daar moet iets belangriks in wees. En die feit dat die kopdoek so genoem word. Maar dan staan in vers 8 dat toe Johannes in die graf ingaan, toe sien hy dit ook. En toe het hy geglo. Nou wat is die belangrikheid dan nou van die kopdoek en van die feit dat die kopdoek opgerol was? Hiervoor moet 'n mens ook so bietjie die Joodse geskiedenis ken. En hierdie gebruik, want die woorde wat hier gebruik word vir kopdoek is dieselfde ook as die doeke wat hulle gebruik het as hulle geëet het om hulle hande en hulle gesig en hulle mond en hulle baard nie skoon te maak as hulle geëet het aan tafel.
Nou, in die Joodse tradisie was dit so gewees. As iemand sê nou maar 'n slaaf gehad het, dan het die slaaf die tafel gedek vir die meester. Soos hy hom wil hê, en dan het die slaaf een kant gaan staan, amper uitsig uit, en die meester het geëet. Nou, wanneer sy meester opstaan, en hy vat die doek, en hy gooi hom net neer, en hy stap weg, dan weet die slaaf, my meester het klaar geëet. Hy het die doek slordig neergegooi, so hy is klaar met sy maaltyd. As hy uit die vertrek is, dan kan ek gaan en ek kan gaan skoonmaak. Ek kan begin om die tafel af te dek, want hy kom nie weer terug nie. Hy is klaar. Maar as sy meester opstaan, en hy vou die doek, waarmee hy dan nou so homself kan skoonmaak, hy vou hom mooi netjies op en hy sit hom neer, dan weet die slaaf, my meester is nog nie klaar met hierdie maaltyd nie. Hy gaan nou wel uit die vertrek uit waar hy eet, maar hy gaan weer terugkom. Die opgerolde doek sê dat dit is nog nie klaar nie. Hy kom weer terug. Dan bly hy daar, want hy verwag weer sy meester. Nou dit is in die Joodse tradisie gewees. En nou, soos ek nou sê, die verklaarder sê, dit gaan om dieselfde Griekse woord hier, van die doek wat om Jesus se kop was. Toe Petrus en Johannes, wat die Joodse tradisies ken, inkom in die graf en hulle sien, maar die doek lê netjies opgerol. Het hulle baie duidelik geweet, dit sê vir ons een ding, die Here Jesus kom weer. Die Here Jesus is nie klaar nie. Die Here Jesus kom terug, daar is nog dinge wat hy kom doen. Ons moet ons meester weer verwag. En dit is hoekom Johannes 'n hele afsonderlike versie daaraan by, om oor die opgerolde kopdoek van Jesus te skryf. Nou wat sê dit vir ons? Waarmee is Jesus nie klaar nie? Jesus het sy groot verlossingswerk afgehandel. Die eenmalige dinge wat hy moes doen, sterwe aan die kruis, opstaan uit die dood. Maar van toe af, het die Here Jesus nooit opgehou werk nie. Van toe af werk die Here Jesus nog elke oomblik, elke sekonde, elke dag, werk hy, om sy wil en sy koninkryk uit te brei, hier op aarde. En verwag ons dat hy gaan weerkom, soos wat 'n meester wat sy doek opgerol het sê, ek kom terug, ek kom weer terug. Maar tot en met daardie dag toe werk die Here Jesus. Wat doen hy? Kom ons kyk vanmôre na twee dinge wat hy doen. Dit is baie meer, maar twee dinge. Die een ding wat die Here Jesus die hele tyd mee besig is hy is die hele tyd besig tot en met sy wederkoms om mense wat verlore is te wil red. Dit sien ons so duidelik in Johannes 3, daai gesprek met Nikodemus. Ons het ons net nou daarna verwys. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe, hy vra, wat moet hy doen? Jesus sê vir my, moet weer gebore word. U ken mos daai stukkie baie goed. Nikodemus verstaan nie. Hy dink hy moet weer in sy ma se moederskoot ingaan. Hy sê, maar ek sal 'n ou man, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. En dan sê Jesus vir hom, jy moet uit water en gees gebore word. En dan verduidelik Jesus dit as 'n geboorte van bo af. En dan op 'n stadium dan sê Nikodemus, maar Here, dit is dan onmoontlik. Wie kan dan gered word? En dan sê Jesus, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit nie onmoontlik nie. En dan in daai selfde gesprek gaan dit aan Johannes 3 tot by die bekende vers 16 en 17, waar Jesus dan sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17 daarmee saam, God het sy seun nie na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En selfs ook in Handelinge 4 vers 12, toe die apostels voor die Joodse raad staan, toe sê hulle vir die Joodse raad, daar is nie 'n ander naam wat die God wil hê dat ons gered moet word nie. Jesus is die manier om gered te word. Dis die een ding wat die Here Jesus nog elke dag besig is om te doen, om mense se lewens te red. En ons gaan nou, soos ons gesê het, volgende kwartaal oor betrokkenheid praat. En dis een van die dinge waartoe die Here ons ook roep, om in sy koninkryk ook te help dat mense gered word. Te getuig teenoor mense, te vertel vir mense, om ook te bid, voorbereiding te doen, om saam met Jesus te werk aan hierdie ding wat Jesus mee besig is, om mense te red. Mense maak baie keer die fout om te dink, goeie mense sal hemel toe gaan, slegte mense gaan verlore. Maar die skeidslyn is nie goeie mense volgens die wêreldse standaard
en slegte mense volgens die wêreldse standaard nie. Ons kan dalk dink, mense is goeie mense in ons oë en volgens die wêreldse standaard. En dan het hulle nog nie die vereiste voldoen wat God in sy woord stel, dat jy tot bekering moet kom, en dat jy die Here Jesus moet aanneem, en dat jy in die Here Jesus moet glo, as jou verlosser en as jou saligmaker. Daarom kan goeie mense ook verlore gaan. Dis geredde mense wat hemel toe gaan. Die Here Jesus is besig om dit elke dag te doen. Weet jy eintlik met 'n mens so na elke mens rondom jou kyk, as iemand vir wie God lief het. As iemand vir wie Jesus aan die kruis gesterf het. As iemand vir wie Jesus ook wil red. Moet 'n mens vir die Here vra, Here, stuur nie my dalk nie na daardie persoon toe, om met daardie persoon te praat, dat hy of sy dalk gered kan word nie. Hulle sê dat op 'n keer het 'n bekende evangelis Billy Sunday, het hy na 'n stad toe gegaan om daar te gaan evangelisasiedienste hou. En toe stuur hy vir die burgemeester, dit was nou nie 'n vreeslike groot stad blykbaar nie, en hy stuur vir die burgemeester 'n brief, en hy sê vir hom, stuur asseblief vir my en my span 'n lys van al die name van die mense in julle omgewing wat geestelike nood het, wat gehelp moet word, geestelik. En hulle sê, toe stuur die burgemeester vir hom die dorp se telefoonboek. Die burgemeester het iets daarvan verstaan, dat ons almal die Here nodig het. 'n tweede ding wat Jesus doen, en wat hierby aansluit, is dat Jesus gekom het om mense wat koud geraak het, wat sy hand gelos het, wat afgedwaal het, om hulle weer terug te bring. Want dit gebeur ongelukkig ook. Dis nie net dat daar mense is wat nog heeltemal verlore is nie, maar daar's ook mense wat op 'n stadium warm was vir die Here, maar wat afgekoel het, en wat nie meer so brandend is vir die Here nie. En wat sy hand gelos het, of sy hand begin los. Ons sien dit so mooi in die lewe van Petrus. Kom ons kyk net so 'n bietjie deur 'n kort stukkie van sy lewe. Matteus 26 vers 31 tot 35. Jesus het klaar die nagmaal ingestel, net in die vorige verse lees ons dit. Nou sê hy vir sy disippels, hulle gaan my vanaand nog gevange neem, en julle gaan my almal in die steek laat. En dan sê Jesus, nou haal hy aan uit Sagaria 13 vers 7, dan sê hy, dit is soos wat daar geskrywe staan, hulle sal die herder doodmaak, en die kudde sal uit mekaar gejaag word. En dan sê Petrus, dan sê Jesus, julle gaan my vanaand nog almal verloon. En dan Petrus, so seker van homself, en sê hy, Here, al sal hierdie ander disippels, al sal hulle almal vir U in die steek laat, ek sal nie. Ek sal U nooit in die steek laat nie, ek is bereid om saam met U te sterwe. En dan sê Jesus mos vir hom, vanaand voor die aankraai, sal jy my 3 maal verloon. Matteus 26. Dan gaan ons na Johannes 18 toe. Jesus kom in Getsemane, Judas kom met die soldate daaraan. Jesus vra vir hulle, wie soek julle? Dit is so mooi hoe Johannes dit beskryf. Dan sê hulle, Jesus van Nasaret. Dan sê Jesus, dis ek. Daar storm, dan val hulle styr agteroor, val op die grond neer. En die soldate het nie gedink, die ou wat hulle moet gaan vang, gaan sommer net sê, hier's ekie. Hulle val van vrees agteroor. Hulle is 'n afdeling, waarskynlik 600. En hulle val agteroor toe Jesus homself bekend maak. Weer 'n keer kom hulle, weer vra Jesus sê, dis ek, en toe vat hulle vir Jesus. Dan kom ons by vers 10 en 11. Toe is Petrus skielik dapper. Hy gryp mos sy swaard en hy kap Malchus se oor af. Kyk net hoe veg hy nou vir Jesus, nê? Hy kap Malchus se oor af, die regteroor, staan daar. En Jesus sê vir hom, sit terug jou swaard, en Jesus het die oor teruggesit en vir Malchus gesond gemaak. Maar dan kom vers 15 tot 18. Nou vat hulle vir Jesus weg. Petrus gaan agterna, en nou weer 'n keer, Johannes gaan ook agterna. Daar staan 'n ander disipel. Nou Johannes praat daar weer van homself, gaan agterna. Nou staan daar ook dat Johannes, die hoëpriester het vir Johannes geken. En toe hulle nou by die hoëpriester se woning kom, toe gaan Johannes saam in. Saam, waar hulle, so ver as wat Efesiërs invat, gaan Johannes saam. Maar Petrus bly buitekant staan. En dan daar vers 15 tot 18. Johannes gaan toe weer uit, en hy praat met die diensmeisie wat die deurwagter was, en hy vra of sy vir Petrus inlaat. Nou kyk ou wat 'n bewys het hierdie meisie, nie? Johannes en Petrus het saam daar aangekom, saam met Jesus basies. Johannes kom vra Petrus moet inkom. En toe sê die diensmeisie, so jy's ook een van hulle. En Petrus sê van nee, sy het toch gesien saam met wie hy daar aangekom en wie wil hom kom haal by die deur. Maar Petrus ontken dit, die eerste keer.
Dan vers 25 tot 27, staan hulle mos en warm maak by die vuurtjie. Een van die wagte sê, ja, jy is. Nee, sê hy, die tweede keer ek is nie. En dan, in Johannes 18 vers 27, is daar nog 'n interessante ding. Die derde persoon wat hom herken, het eintlik ook goeie bewyse. Want daar staan dat die derde persoon wat hom herken het, was 'n familielid van die een wie se oor Petrus afgekap het. So toe Petrus Malchus se oor afkap, het hierdie ou familie van Petrus daar gestaan en van Malchus daar gestaan en het gesien. En hy sê vir Petrus, ek het jou in die tuin gesien. Hy sal mos nou onthou wie sy familielid se oor afgekap. En Petrus die derde keer sê, nee, ek is nie by hulle nie, ek ken hulle nie, die derde keer. En toe kraai die haan. En dan Lukas, ja, ek het hom nie daar ingesit nie, maar Lukas 22 vers 60 tot 62, die hartseer van Petrus. Na die haan kraai, het Jesus omgedraai en vir Petrus gekyk. Ek wonder hoe dit moet gevoel het. Om Petrus te wees en in Jesus se oë te kyk, oë te ontmoet, te besef, maar Jesus het gesê ek gaan dit doen. Ek het gesê ek gaan dit nie doen nie, het ek hom 3 keer verloon. En hy het buitekant toe gegaan en hy bitterlik gehuil. Maar dink jy hoe kon Petrus nou gevoel het? Hy kon nou gevoel het, maar die Here Jesus sal nooit weer my belangstel nie. Ek het hom verloon. Trouwens, Markus sê hy het gevloek en gesweer dat hy nie vir Jesus ken nie. As mens kon Petrus gevoel het, Jesus skryf my nou seker af, hy gaan seker niks met my te doen wil hê nie. Maar kom Markus 16, sy verhaal van die opstanding. En dan sê hy, Maria Magdalena, die ander Maria en Salome gaan na die graf toe. En toe die engel daar verskyn, toe sê die engel vir hulle, sê vir die apostels, hy het Galilea toe gegaan, hulle sal hom daar kry, maar sê in besonder vir Petrus. Nou kom die vroue en hulle sê vir Petrus, ons het vir Jesus gesien en hy het gesê, julle moet Galilea toe gaan en ons moet dit spesifiek vir jou sê. Nou alles wat gebeur het, moet Petrus spesifiek hoor, die Here sê, Petrus, jy moet Galilea toe gaan. Hoekom wou Jesus vir Petrus in Galilea ontmoet? Ek ken mos daai gebeurtenis, dis mos ook baie bekend. Johannes 21 vanaf vers 15. Jesus vra mos 3 keer vir Petrus, het jy my lief? 3 keer. En elke keer as Petrus ja sê, dan sê Jesus mos, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Onthou nou, 3 keer het Petrus Jesus verloon, 3 keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? Jesus gee vir Petrus kans om reg te maak. Om in sy eie hart te weet, ek kon dit reg maak. Natuurlik het Jesus hom ook al vergewe. Maar Petrus het homself nog nie vergewe nie. Petrus het nog met hierdie selfverwyte geloop en Jesus het hom kans gegee om hy las van sy skouers af te laai. Die geleentheid te hê om nou 3 keer te kan sê, Here, ek het U lief. En weet jy eintlik wat die Here vir ons moet vra is, het jy my lief? Dis 'n belangrike vraag wat hy vir ons vra. Het jy my lief? Baie mense, nie baie nie, daar's mense soos Petrus. Petrus was op 'n stadium vuur en vlam vir die Here. Hy het op 'n tyd die Here se hand gelos, het weggeraak. Die Here het hom weer laat terugkom. Ons almal ken mense wat ook so wegbly, wat nie meer so is soos wat hulle vir die Here eers gevoel het nie. En die Here werk ook nog steeds. Hy wat sy kopdoek opgerol het en gesê het, ek's nie klaar nie. Hy wil ook nog al daai mense weer brandend vir hom maak. En hy wil ons ook daarvoor gebruik. Om aan te sluit by Petrus, ek lees van die seentjie wat dit in 'n huis het en hy in 'n kombuis 'n skryfbord gehad en dan skryf hulle vir mekaar boodskappietjies daarop. Toe sy die dag stout en hy het pak slaag gekry. En toe sy ma nie naby is nie, toe gaan skryf op die bord, sal mamma asseblief sê wanneer mamma my vergewe het. En hy gaan toe na sy kamer toe en hy gaan lê en hy in sy kamer. Toe hy weer in die kombuis kom, toe sien hy sy ma dit sommer uitgevee van die bordjie af. Jesus vergewe ons so, hy vryf nie dit in nie. Hy vryf dit af, hy vat dit weg, hy vergewe, soos hy met Petrus gemaak het. En as ons volgende week dan gaan begin met betrokkenheid, is een van die dinge waartoe die Here ons roep om saam met hom te werk. Hy bou sy koninkryk, maar ons moet dit saam met hom doen. Onthou jy een keer het ek vir u gepreek uit Handelinge 1, en daarmee sluit ek af. Toe, net voor die hemelvaart, het die apostels vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? So hulle vra vir Jesus, Here, wanneer gaan u dit doen? Hulle dink, hulle kan sit en wag, Jesus gaan dit doen.
En wat het Jesus hulle geantwoord? Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So wat het Jesus gesê? Hy gee die Heilige Gees, en ons gaan dit doen. Ons moet saam met hom werk, om sy koninkryk te bou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons saam met U die koninkryk kan werk. As ons volgende kwartaal, volgende Sondag gaan begin om na betrokkenheid te kyk, Here, dan vra ons vir U, wys asseblief vir ons waar ons by U moet inval. Waar is U klaar besig, Here, waar ons nog nie eens uitgekom het nie, maar waar U wil hê ons moet ons gewig ingooi. Dankie, Hemelse Vader, vir soveel geleenthede. Dankie dat die kopdoek netjies opgerol was om vir ons te sê, ons verlosser leef. Maar ons verlosser is nie klaar nie, hy werk. Elke dag werk hy. Dankie dat hy elke dag in ons eie lewens werk. Here, maak ons self ook al meer brandend vir U. Ons het U baie lief, Here. En gee asseblief dat ons liefde vir U elke dag sal toeneem, elke dag sal meer word. Ja, Here, baie dankie dat ons kan bid dat U ook mense wat op die tyd baie naby U gelewe het, maar dalk van U al weggedwaal het, dat U vir hulle ook weer sal terugbring. Ja, Here, dankie dat ons kan bid dat U ook mense sal red, wat nog verlore is. Dat ons nie sommer maar net sal kyk na, is mense oulik of nie oulik nie, maar dat ons sal weet, Here, die maatstaf is gered of nie gered nie, deur die bloed van Jesus Christus. Dankie vir ons sendingbediening, wat in Nasaret ook so betrokke is, en potte Here wat daar werk. Dankie dat ons ook kan bid, Here, dat ook daardeur baie mense vir U gewend sal word. En so bid ons dan ook, Here, vir U woord wat vandag in die wêreld verkondig word, dat U seën daarop sal wees, en dat vandag ook, Here, baie mense na U koninkryk sal oorkom, en bygevoeg sal word. Dankie, Vader, dat ons kan bid vir almal in ons gemeente wat die week verjaar. Dankie vir die jaar wat U elkeen nog weer gespaar het, en dat ons vir elkeen 'n mooi geseënde nuwe jaar kan toewens. Ons is dankbaar, Here, saam met almal wat vreugde in hulle lewe het, om watter rede dit ook al. Dankie, Here, dat ons saam met elkeen kan dankbaar wees. Maar ons is ook hier, Here, om te bid vir hulle wat swaar kry. Ons bid vir die families wat deur die dood getref is hierdie week, Here, die dood van geliefdes. Ons bid dat U vir hulle sal troos, dat U vir hulle sal dra, dat U vir hulle die krag sal gee. En ons bid vir hulle wat operasies moet kry, dat dit sukses sal wees, Here, vir hulle wat herstel, dat dit ook goed sal verloop, vir almal, Here, wat hulle werk verloor het, of gaan verloor, die bekommernisse, Here, waarna toe, wat, hoe, dat hulle hoop en hulle vertroue volkome op U sal vestig, en dat U vir elkeen uitkoms sal gee. Here, dankie dat ons kan bid vir ons land, baie dinge maak ons ongelukkig en bekommerd, maar Here, U is bo alles, en daarom bid ons dat U ook ons land volgens U wil sal dat die dinge wat gebeur, sal dat gebeur, en dat U ook U wil sal dat geskied. Dankie dat ons kan bid vir ons munisipaliteit. Dankie dat ons kan bid, Here, vir die besighede in ons dorp, vir die skole wat die week weer begin. Dankie dat ons kan bid, Here, dat die onderwysers en die leerders almal sal seën. Dankie dat ook in ons skole U naam groot gemaak word. Ons kan bid vir die mediese dienste, Here, hospitale en al die dokters en klinieke. Dankie dat ons kan bid vir versorgingseenhede, vir dienssentrums, vir al die plekke waar sulke liefdesdiens gedoen word. Ons bid ook dat U seën daar sal uitstort. Vader, dankie dat ons dan ook hierdie week kan ingaan. 'n wonderlike nuwe week, 'n week waar ons weet, Here, U weet klaar wat U vir ons beplan met hierdie week. En dankie dat ons weet, U hou ons hand vas. Ons wil graag, Here, hierdie week ook saam met U instap en U in alles verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U almal wees.